Liefdes, kom ons sit net so, dan raak ons vir 'n wyle stil. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees ook hier in ons midde. Amen. Geliefdes, ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons in die boek Galasiërs. Dit is ons vertrekpunt. Nee, so. Ek is nou op die regte pad. Julle moet my nou sê, want ek kan nou nie sien nie, of my verse oplaai met dit wat ek sê, dat dit ook so op die bord sal verskyn. As dit nie doen nie, gaan ons 'n bietjie van 'n probleem hê. Want daar is sekere dinge in hierdie reeks wat ek spesifiek wil aanvat. 'n Paar mispersepsies wat die alledaagse lewe of die alledaagse gedrag koester rondom die Heilige Gees, as ook die werking van die Heilige Gees. Dit was vir my so kosbaar, nie so lank terug nie, toe kyk ek 'n preek van een van my broeders, en hy begin in sy inleiding deur om 'n prominente lering uit te beeld, in die sin dat die Heilige Gees is 'n persoon. Het jy dit geweet? Sien u dit so? Die Heilige Gees is nie een of ander mistiese krag, soos wat die wêreld om daar buite wil uitbeeld as nie. En so is daar 'n hele paar van hierdie wanpersepsies, laat ons regtig net weer die kompas instel in lyn met God se woord, dat ons vanuit dit welbehaaglik kan wees voor die Here. Want onthou nou, dit is die uitstorting van die Heilige Gees wat uiteindelik heiligmaking in die kind van God se lewe bewerk. En nou weet ons dat die skrif sê baie duidelik dat sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Baie belangrik. Nou skryf Paulus aan die Galasiërs gemeente en hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uithard en mekaar beny nie. Net uit sover uit die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my, dan soek ons die Here in gebed. Here, ons bevind onsself nog steeds op 'n tydlyn. En wanneer ons na hierdie tydlyn kyk, Here, dan buig ons in groot aanbidding voor U.
buig in aanbidding, Here, vir die kruisdood wat U gesterf het, die opstanding wat U meegemaak het, die hemelvaart wat U as koning weer U koningskap kom inneem het. En nou, soos wat U beloof het, so het dit ook gebeur. Here, toe die disippels nie dit alles verstaan het nie, het U gesê dat dit is voordelig dat ek weggaan. Want wanneer ek weggaan, sal ek vir julle trooster stuur. Here, so het U dit ook so getrou gedoen. En dankie, Here, dat ons in hierdie tyd ook so dit kan kom herdenk. Dat U U Gees na die aarde toe gestuur het. U Gees, Here, wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. U Gees, Here, wat 'n lig kom skyn in hierdie wêreld. 'n lig kom skyn wat altyd terugwys na U toe. En dankie, Here, dat ons in en deur dit alles U kan raak sien vir wie U werklik is. En nou in ons gemeente, Here, kom loof ons U, ons kom prys U, ons kom bid ons kom buig in aanbidding. En Here, in hierdie reeks wil ons waarlik kom vra dat U Uself sal kom tentoonstel. Dat ons vir U vanuit U woord sal ontmoet. Raak sien, Here, wie U is, wat vir U welbehaaglik is, Here, wat nie is nie. En ook so, Here, deur die uitsorting van die Heilige Gees, Here, wat U nou van ons verwag. Hoe werk dit in ons lewens? En in en deur dit alles, Here, het ons net een begeerte. En dit is dat U wil sal geskied in elke liewe faset, in elke liewe moment, met elke liewe woord. Alles, Here Jesus, tot eer en verheerliking van U naam. Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen. Geliefdes, wanneer ons hierdie tema gaan hanteer van Pinkster en heiligmaking, is daar 'n paar wanpersepsies, soos wat ek gesê het, wat ons uit die weg moet uitruim. Want as ons hierdie wanpersepsies nie kan uit die weg ruim nie, dan is dit soos 'n blokkade wat staan tussen ons en die waarheid. Dis 'n blokkade wat staan tussen ons en die ideologie of die idee wat God eintlik vir ons in gedagte het. Die eerste ding, wanneer ons kyk na die wêreld daar buite en ons kyk na Christendom as 'n geheel, dan kan ons baie raak sien hoe mense hierdie Christendom gevat het en Christendom sien as iets uiterliks. Jy weet, solank as wat iemand kerk toe gaan, solank as wat iemand redelik ordentlik lewe, solank as wat daar so 'n vorm van 'n geloof is, dan word aanvaar in vandag se tyd dat alles reg is tussen so 'n persoon en die Here. Maar wanneer ons die woord van die Here oopmaak, dan ontdek ons dat ware Christendom gaan baie dieper as 'n blote godsdiens of 'n uiterlike verandering van my lewe. Die evangelie gaan nie net daaroor om hemel toe te gaan nie. Die evangelie gaan daaroor dat God mense wil verander. Jy sien, wanneer die Heilige Gees in 'n persoon kom woon, dan begin daar 'n innerlike werk van heiligmaking, 'n proses waarin God ons al hoe meer en meer vorm na die beeld van sy seun, die Here Jesus Christus. En dit is presies waaroor hierdie Pinksterreeks gaan, naamlik wandel in die Gees. Dis nie net glo in die Gees of praat oor die Gees of om emosioneel te raak oor die Gees nie, maar om daagliks onder die beheer van die Heilige Gees te lewe. Baie gelowiges, kinders van die Here, verstaan redding, maar bitter min verstaan die Christenstryd. Daar's baie kinders van die Here wat die Here ontmoet het en dink dan nou dat ek gered is, behoort alles net maklik te wees.
Maar in daardie maklikheid van die Christen lewe, wanneer ek nog daardie vuur en daardie passie het om die Here te dien, dan besef ons baie vinnig dat daar is nog verkeerde begeertes wat in my lewe heers. Ons besef dat die versoekings het nie opgehou nie. Die ou sonde strek nog. Die hart bly 'n slagveld. Dan is dit baie maklik om moedeloos te raak, omdat hulle dink dat daar iets verkeerd is met hulle geloof. En nou kom Galasiërs hoofstuk 5. En hy kom openbaar iets baie belangrik. En dit is dat die stryd wat binne in jou is, nie noodwendig, hoor mooi my woorde, nie noodwendig die bewys is dat jy verlore is nie. Die stryd binne jou is dikwels die bewys dat die Heilige Gees besig is om binne jou te werk. Jy sien, voordat Paulus in Galasiërs 5 hierdie gedeelte oor die oorlog tussen die vlees en die gees praat, skryf hy 'n hele brief aan die mense wat in gevaar was om terug te val in wettisisme en selfregverdiging. Jy sien, daar was mense wat gedink het dat heiligheid kom deur reëls. Heiligheid kom deur uiterlike godsdiens, deur menslike prestasies, maar Paulus kom wys dat die Christenlewe kan nie deur die krag van die vlees geleef word nie. Hoor mooi wat ek sê. Die Christenlewe kan nie deur die krag van die vlees gelewe word nie. Daarom sê hy in vers 16, wandel deur die Gees. Met ander woorde, die oorwinning oor sonde kom nie deur sterker wilskrag nie. Vind nie so opdrag in die Bybel nie. Die oorwinning oor sonde kom deur 'n lewe van afhanklikheid deur die Heilige Gees. En wanneer Paulus nou praat hier van die vlees, dan verwys hy nie na die fisiese liggaam nie. Hy praat van die sondige natuur van die mens, die ingebore opstand teen God, wat in elke mens kom woon het sedert die sondeval. Ons sien dit reg deur die skrif. Genesis 6 vers 5, ek dink ek is nou 'n bietjie agter. Is dit hy? Genesis 6 vers 5. Sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. Sien nie daar dat hy praat van sy hande en sy voete en sy enige iets? Nee, hy praat van die hart. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En later leer die Here Jesus in Markus hoofstuk 7, dat sondes kom vanuit die menslike hart, nie vanuit die liggaam nie. Geliefdes, die grootste probleme wat ons as mens ervaar is nie omstandighede nie. Die grootste probleem wat die mens ervaar en deurgaan is sy eie hart. En wanneer iemand weergebore word, waarlik by die Here uitkom, dan gebeur daar iets wonderlik, en dit is dat die Heilige Gees kom woon in daardie persoon se lewe, binne ons liggaam. Ons ontvang 'n nuwe natuur. En nou, wanneer dit gebeur, dan ontstaan daar konflik. Dan ontstaan konflik soos wanneer die skoonma vir haar dogter gaan kuier, of vir die skoondogter gaan kuier. Jy weet, daai twee vrouens in een kombuis. Dis die prentjie wat ons moet raak sien. Twee vrouens kan nie in een kombuis wees nie. Net so is daar 'n konflik tussen dit wat die vlees wil hê, want die vlees soek sonde, en die Gees in my lewe soek heiligheid. En hierdie twee staan teenoor mekaar en hulle is in 'n konstante stryd. Dis dat hy sê in Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Beskryf dit nie die lewe van 'n kind van God redelik akkuraat nie. Daar's tye, geliefdes, wat ons die Here opreg wil dien, en dan terselfdertyd ervaar ons versoeking en trots en vrees en bitterheid en onrein gedagtes en geestelike luiheid. Noem dit op, ons noem dit. Ons wil bid, maar die vlees wil afskakel.
Ek wil vergewe, maar die vlees wil vasklip. Ek wil gehoorsaam wees, maar die vlees rebelleer. Daar is 'n oorlog hier binne my. Laat my dink aan daai illustrasie van die man met die twee honde, die wit hond en die swart hond wat teen mekaar beklei. Watter een wen? Die een wat ek voer. Hy is die een wat gaan wen. Geliefdes, as ek my vlees gaan voed, as ek sonde gaan akkommodeer, as ek kompromie gaan maak, as ek wêrelds gaan leef, dan sal die vlees sterker en sterker en sterker word. Maar as ek wandel in die woord van die Here, as ek lewe in gebed, as ek my oorgee aan die Gees, as ek Christus soek, dan sal die Gees al hoe meer en meer en meer beheer neem oor my lewe. En dit beteken nie dat die kind van God op een of ander stadium sondeloos volmaak gaan word nie. Paulus het self uitgeroep in Romeine hoofstuk 7, is dit hy? Okay. Romeine hoofstuk 7 vers 24 het hy uitgeroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En ek wil hê u moet let op die antwoord wat hy gee. In vers 25 sê hy, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Nie my wilskrag nie my goeie oulike attempts om die Here te beïndruk nie. Jesus, God. Die evangelie is sterk dat die mens hulle self nie kan red nie. Die evangelie is dat Christus gekom het om sondaars te red en deur sy gees te verander, en dit is waarom Pinkster so belangrik is. Pinkster gaan nie oor 'n blote emosie of 'n ervaring nie. Pinkster gaan oor die werklikheid dat God deur sy gees in mense inkom, binne hulle kom woon om hulle te verander. Dit is die gees wat oortuig van sonde, die gees wat Christus openbaar, dis die gees wat krag gee teen sonde, en dit is die gees, die Heilige Gees van God, wat die beeld vorm van Jesus Christus binne ons. Daarom gaan hierdie reeks nie oor kennis nie, geliefdes, dit gaan oor oorgawe. Absolute oorgawe. Want baie mense probeer die vlees beheer deur om beter te doen of harder te probeer, maar God roep ons nie tot selfverbetering nie. Hy roep ons om deur die Gees te wandel. En nou vra ons die vraag, wat is die eerste stap tot heiligmaking? Wat sou u sê? Wat is die eerste stap tot heiligmaking? Nee. Die eerste stap tot heiligmaking, geliefdes, is eerlikheid. Eerlikheid in een van twee aspekte. Die eerste vraag wat ek myself eerlik moet afvra en beantwoord vanmôre is ek weergebore? Is daar 'n dag, 'n oomblik, 'n moment in my lewe waartoe ek kan terugkyk en weet dat ek die Here Jesus as my saligmaker en verlosser ontmoet? Geliefdes, as ek nie eerlik is met myself aangaande dit nie, dan kan heiligmaking in my lewe nie plaasvind nie. Glad en al nie. Ek kan nie die rangorde van God skiep nie. Ek kan nie gered wees en heilig lewe nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek moet weergebore word. Johannes 3 vers 3, waarlik ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En daai koninkryk, ek het dit al genoem, is baie meer as redding. Dis die verstaan van die woord, dis die inneming van die Heilige Gees. Al daai klas van goed kan nie gebeur sonder dat 'n persoon nie gered word nie. Dis die eerste aspek waarin ons vanmôre moet eerlik wees met onsself. Geliefdes, is u gered? Is u gered? Die tweede aspek is, as u gered is en u het deur Jesus ontmoet as u verlosser en u saligmaker. Nou praat ek met die kind van God. Is dit belangrik dat die kind van God sal ophou maak asof daar nie 'n oorlog hier binne ons is nie. Wees eerlik daaroor. Wees eerlik.
En geliefdes, dis hoekom die skrif ons as kinders van die Here vermaan om by mekaar te kom en te sê, bely julle misdade en bid vir mekaar. Dis ons opdrag van een kind van die Here na 'n ander kind van die Here. Maar is ons eerlik genoeg met onsself om te kan sê dat ja, ek sukkel met sonde in my lewe? Is ek eerlik genoeg? Ek kan bekeer en ek kan oorgawes maak. Ek hoor julle harte aangaande die oorgawes. Ek kan oorgawes maak totdat dit pink is in my gesig, maar as ek nie eerlik is oor die toestand van my lewe voor God nie, beteken dit niks. Dit beteken niks. En geliefdes, in hierdie paar oomblikke moet ons met onsself eerlik wees. Heeltemal eerlik. Nou gaan ons oor na die gedeelte. En in die gedeelte moet ons 'n paar dingetjies hanteer om tot die volle slotsom te kom van Paulus se gedagte. En die eerste gedagte wat ons gaan aanraak is, wat is die vlees? Paulus sê, ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So weer eens wil ek dit net weer noem, dat wanneer hy hier praat van die vlees, dan praat hy nie van 'n fisiese liggaam nie. Die Bybel leer ons nie dat die fisiese liggaam in sigself boos is nie. God het die liggaam, die siel geskape. Jesus self het 'n menslike liggaam aangeneem. Die probleem lê dus nie in ons vleeslike liggaam nie, maar die probleem lê by ons sondige natuur. Die woord wat Paulus gebruik, spreek van 'n verdorwe natuur van die mens, die deel van ons wat die heeltyd in opstand in rebellie teen die Here kom. Dit is die ou mens wat steeds teen die wil van God staan. Dit is daardie vlees, is die innerlike neiging wat sy eie wil volg, wat in onafhanklikheid van die Here wil leef, wat sonde begeer, wat self in beheer van sy eie lewe wil wees, en dit is waarom selfs gelowiges dinge doen wat hulle haat. Die vlees sê dat ek wil hê wat ek wil hê. Dis die vlees wat sê ek sal nie buig nie. Dis die vlees wat sê ek wil beheer hê. Dis die vlees wat sê ek wil myself eerste stel. En die gevaarlikheid van die vlees is dis nie altyd soos openlik grootliks goddeloos nie. Die vlees kan baie godsdienstig lyk. Ek dink vir 'n oomblik aan die Fariseërs. Hulle was in die voortoue om te bid en om te vas en om offers te bring en uiterlik rein te lewe, maar Jesus het gesê dat hulle harte is ver van God af. Sien, hulle godsdiens was vol trots. Hulle godsdiens was vol selfgeregtigheid en menslike eer en selfverheffing. En die vlees hou daarvan om bewonder te word. Die vlees hou daarvan om erkenning te kry, om goed te voel, belangrik te voel, om die eer vir alles te ontvang. Daarom is dit moontlik dat iemand in die kerk kan wees, of selfs in die bediening kan wees, selfs vir mense kan preek, maar steeds deur die vlees begeer kan word. Dit is baie moontlik. Geliefdes, die vlees is nie net losbandigheid nie. Die vlees is enige lewe waar ek nog op die troon sit. Ons sien hier die waarheid in die skrif van die begin af, Genesis 8 vers 21. Die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Dawid bely in Psalm 51 vers 7 sê hy, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en sonde het my moeder my ontvang. Geliefdes, ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Ons sondig omdat ons sondaars is. Die vlees is nie iets wat aangeleer word nie. Dit is deel van die gevalle natuur en elke liewe ouer weet dit. Wanneer ons kinders pak gee omdat hulle 'n koekie gesteel het, wie leer hulle kinders steel? Ons leer hulle anders uit, goed, dit is so en dit is mooi en al die klasse goed. Enige ouer al vir hulle kinders geleer hoe om te jok? Nee, doen dit nie. Maar hulle leer dit. Hulle leer dit. Hulle kom daarby uit.
En selfs na bekering, geliefdes, verdwyn die vlees nie onmiddellik nie. Wanneer iemand gered word, ontvang hy 'n nuwe natuur deur die Heilige Gees, maar die ou vlees bly teenwoordig totdat ons eendag voor God gaan verheerlik word. Daarom ervaar kinders van die Here spanning. Jy sien dit in die lewe van Paulus, waar hy sê in Romeine 7, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Paulus beskryf nie 'n man hier wat sonde liefhet nie. Hy beskryf die pyn van 'n weergebore mens wat bewus geword het van 'n oorlog hier binne hom. 'n Oorlog waar die vlees teen die gees staan, teenoor mekaar en hulle beklei hierdie ding die hele tyd uit. Die vraag is net, watter een is ons besig om te voer? Want jy sien, die vlees werk op baie praktiese maniere in ons lewens uit. Trots, jaloesie, bitterheid, welis, woede, lyd, rebellie, afguns, selfbejammering, en ons kan aangaan en aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. En onthou ook dat die vlees is baie slim. Die vlees probeer altyd sonde regverdig, om kompromie aanvaarbaar te maak, om vir ons te sê dat dit is nie so erg nie. Die vlees is die een wat hier op ons skouertjie sit. Ons ken ons daai van die duiweltjie en die engeltjie. Dis die vlees wat sê, ag, doen dit net een keer. Dis die vlees wat sê, niemand gaan weet nie. Dis die vlees wat sê, jy verdien dit. Dis die vlees wat sê, jy hoef nie so radikaal te wees nie. En daarom, geliefdes, is heiligmaking glad en al nie 'n ligtelike saak nie. Die vlees is nie 'n troeteldier wat mak gemaak kan word nie. Want volgens die skrif moet, en ons gaan vanaand daaroor praat, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nie 'n soetie gegee en gesê gaan wag daarso nie. Gekruisig, doodgemaak. Kind van God, jy kan nie vrede maak met die vlees nie. Jy kan nie sonde voed nie, jy kan nie kompromie koester nie, en jy kan nie geestelik sterk wees terwyl jy in die vlees lewe nie. Jy kan nie. Dit wat jy gaan voer is dit wat gaan groei. Dis waarom Paulus sê, wandel deur die gees. Want die vlees kan nie deur menslike wilskrag oorwin word nie. Jy kan nie. Jy kan nie die vlees met die vlees oorwin nie. Morele dissipline alleen verander nie die hart van 'n mens nie. Net die Heilige Gees verander die begeertes van 'n mens. Net die Heilige Gees is in staat om die hart te reinig en ware heiligheid voor te bring. Geliefdes, die ware probleem van 'n mens is nie sy dade nie, dit is sy natuur. En daarom het ons nie bloot opvoeding en verbetering nodig nie. Ons het wedergeboorte nodig. Redding, saligheid. Dis wat ons nodig het. Nie me, myself en I nie. Nie kyk hoe sterk en oulik en mooi is ek nie. Ons het die Here in ons lewens nodig. Die tweede ding wat ons onsself afvra, is waarom sukkel gelowiges nog? Ek kan glad nie daar lees nie. Dis reg. Punt 2. Mooi. 5 vers 17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dis een van die grootste redes waarom baie Christene moed verloor, omdat hulle gedink het dat bekering gaan innerlike stryd onmiddellik wegneem. Jy sien, wanneer iemand gered word, dan verwag ons geen versoekings meer nie, geen verkeerde begeertes meer nie, geen geestelike gevegte meer nie. Maar wanneer die werklikheid van die stryd kom, dan is dit baie maklik om te begin wonder, is ek werklik gered? Waarom sukkel ek nog? Waarom voel dit soms asof daar twee mense is wat binne my leef, en jy weet, die een trek die kant toe en die ander een trek daai kant toe. Geliefdes, wees eerlik met jouself aangaande die stryd wat binne jou woed. Dis nie iets om oor skaam te wees nie. Dis nie iets waarop ons op 'n ander een neerkyk nie. Daar is 'n oorlog binne ons. Ons moet dit erken. En nou kom Paulus en hy antwoord hierdie vraag eerlik. Hy probeer nie die oorlog wegverduidelik nie. Hy ontken nie die werklikheid van die stryd nie. Hy wys
dan daar binne die Christen 'n voortdurende konflik bestaan. Die vlees teen die gees teen die vlees, en hierdie twee natuurlyne strek direk teenoor mekaar uit. Sonde teenoor heiligheid. Selfregverdiging teenoor afhanklikheid teenoor die Here. En is okay. Ons beleef hierdie spanning, want voor wedergeboorte was daar dalk skuldgevoelens, maar daar was nie hierdie oorlog nie. Jy sien, die mens wat geestelik dood is, het geleef volgens die vlees, omdat dit sy natuur was. Maar wanneer die Heilige Gees in iemand kom woon, dan verander alles. Dis nou waar die mens sonde begin haat, geregtigheid begin begeer, die woord begin liefkry en God se wil gehoorsaam. En tog terselfdertyd ontdek hy dat daar nog sonde is wat hier in die vlees werk. Dis soos wanneer mense in 'n donker kamer ingaan met swak lig. Daar's baie vuilheid, baie dingetjies wat ons nie op die oppervlakte raak sien nie, maar wanneer daar 'n helder lig kom, dan word alles sigbaar, en dit is die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Hoe nader jy aan God begin leef, hoe meer bewus raak jy van jou eie trots, jou eie selfsug, jou ongeduld, jou verkeerde motiewe en jou behoefte aan genade. Dit beteken nie dat jy word noodwendig slegter nie. Dikwels beteken dit dat vir die eerste keer sien jy jouself vir wie en wat jy werklik is. Ons sien hierdie stryd in baie groot manne daar buite. Paulus het geskryf in Romeine 7 vers 19, sê die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ek meen, come on, Paulus, 'n Hebreër, 'n Jood, die beste stam wat daar kon gewees het, een wat gesê het, as daar iemand is wat kon roem, dan is dit ek, en hy was eerlik aangaande hierdie stryd hier binne hom. Baie eerlik. Hy praat nie as 'n ongelowige wat gemaklik in sonde leef nie. Hy beskryf die pyn van mense wat weergebore is, wat in die wil van God wil bly, maar steeds die teenwoordigheid van die vlees ervaar. En nou weet ons dat hy het uitgeroep, en ek gaan dit aanhou herhaal, wie sal my verlos? Die kreet van iemand wat in die oorlog voel. Die ongelowige voel gewoonlik nie hierdie stryd op dieselfde manier nie, omdat hy nie teen die vlees stry nie. Hy leef daarin, maar die kind van die Here ervaar hierdie konflik, omdat daar nou twee begeertes is wat hier binne in hom werk. En is belangrik dat gelowiges dit verstaan, anders te gebeur een van twee dinge. Die eerste een is moedeloosheid. En maklik kan hulle dink dat hulle verlore is, omdat hulle nog versoek word. En die ander een kan baie maklik dink dat, ek sal nooit verander. Geliefdes, die Bybel leer nie dat die teenwoordigheid van oorlog 'n bewys is dat jy verlore is nie. Inteendeel, die oorlog self is die bewys dat die Gees in jou lewe werksaam is. Maar is jy besig om hom te voed? Die dooie mens voel nie die oorlog nie. 'n Gevangene probeer nie ontsnap as hy gelukkig is in die tronk nie. Maar wanneer die Heilige Gees lewe bring, dan kom daar 'n stryd. En dit beteken nie dat ons as kinders van die Here vrede maak met sonde nie. Paulus gebruik nooit hierdie waarheid om verskonings te maak vir kompromie nie. Hy sê nie dis normaal leef daarin nie. Nee, die oorlog wat binne ons woed, geliefdes, moet ernstig opgeneem word. Kind van die Here, jy moet leer om sonde raak te sien. Jy moet leer om die vlees te haat. Jy moet leer om nie kompromie te maak nie, en jy moet uiteindelik by 'n plek kom waar jy in afhanklikheid van God se Gees leef. Dit wat jy voed, word sterker. En as ons as kerk, as ons as kinders van die Here voortdurend wêrelds leef en sonde verskoon, kompromie maak, gebed nalat, die woord afskeep, dan gaan die vlees sterker word en geestelike droogheid sal volg. As jy dit wil sien, gaan Spar toe, dan sien jy geestelike droogheid.
gaan nou mall toe en dan sien u hoe droog het die mens al geword in sy geestelike toestand. Maar as ons die besluit neem dat ons gaan wandel in die woord, ons gaan volhard in gebed, ons gaan onsself onderwerp aan God en leef in gemeenskap met Christus, dan begin die Gees al meer beheer neem in ons lewens. Dus lê die oplossing nie in selfvertroue nie, maar in afhanklikheid van die Here. Die Christen wen nie hierdie oorlog deur 'n sterk persoonlikheid, deur dissipline of emosies nie. Die oorwinning lê in 'n geesvervulde lewe, voortdurende bekering, daaglikse oorgawe en 'n vaste blik op Christus. Dis waarom heiligmaking nie 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar 'n voortdurende proses. Tot op die dag wat ons by Christus is, sal hierdie oorlog in ons lewens afspeel. Maar die troos van die evangelie is dat die Gees van God ons nie los om hierdie stryd alleen te voer nie. Hy oortuig, hy versterk, hy tugtig, hy lei en hy verander ons al hoe meer na die beeld van Christus. Daarom, kinders van die Here, moenie wanhoopig raak wanneer jy hierdie oorlog voel. Moenie. Die antwoord is nie om op te gee nie. Die antwoord is om nader aan Christus te hardloop. Want uiteindelik is die bewys van ware geloof nie dat iemand nooit val nie, maar dat hy telkens terugkeer na Christus in bekering in afhanklikheid. Geliefdes, wat voed u in hierdie dag? Die derde gedagte wat ons gaan aanraak is die gevaar van selfvertroue. En dis die grootste gevaar wat ons vandag het. Die opdrag is duidelik. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En een van die grootste gevare in die Christen lewe is nie net sonde nie, dis selfvertroue. Dis uiteindelik selfvertroue. Ek sal nooit vergeet die selfvertroue wat ek gehad het die eerste keer toe ek 'n radkas uit 'n kar probeer uithaal het nie. My oom het vir my gesê, wag vir my. Wag vir my, en ek loop in die garage en ek dink ek gaan nie vir jou wag nie. Dis nie nodig nie, en ek gryp extension en ek het 'n lig en ek is onder die kar en ek begin losmaak en losmaak en losmaak en losmaak en al wat nou nog nodig is dat die radkas van die enjin losgemaak word. En ek lê onder die kar en nou het ek die lig hier langs my en ek vat die skroewedraaier en ek tik 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 en hy's in en ek beweeg hom en toe ek hom beweeg, toe val hy. Maar julle, daai radkas lê so op my neus. En toe hy so op my neus lê, toe beweeg ek rond en daar's 'n oop draad op die extension en nou lê ek daar met hierdie ding op my neus en ek sjok nog hierso. En so terselfdertyd kom my oom aangery en hy gryp my by die voet en hy trek my uit en hy sê, ek het gesê, wag. Kinders van die Here, hoeveel keer vat ons die dinge in ons eie hande en ons dink, nee, ek kan hierdie saak namens myself hanteer en ek gaan dit doen nie. Daar is niks so gevaarlik soos mense wat dink ek sal nooit val nie. Daar is niemand so gevaarlik soos hulle wat dink ek het alles onder beheer nie. Hulle wat dink ek is sterk genoeg. Want jy sien, dis juis wanneer die geestelike val. Wanneer Paulus in Galasiërs 5 praat oor die oorwinning oor die vlees, wys hy nie na 'n menslike dissipline, wilskrag, persoonlike vermoë nie. Hy sê wandel deur die Gees. Met ander woorde, die Christenlewe kan nie deur menslike krag geleef word nie. Die vlees is sterk, geliefdes, en die hart is bedrieglik. Die versoekings is werklik. Daarom is selfvertroue geestelik dodelik. Want dit skuif ons afhanklikheid weg van die Here af en ek plaas alles op myself. Want daar is hier die neiging om te dink dat as ek harder probeer, as ek beter dissipline het, as ek sterker wilskrag het, dan sal ek oorwin. Maar die Bybel leer die vlees kan nie die vlees oorwin nie. Die mense probleem is dieper as net gedrag. Dis 'n probleem hier in die hart. Dis waarom soveel mense vir 'n tyd lank kan verander, maar later weer terugval.
Hulle probeer die Christenlewe leef sonder voortdurende afhanklikheid van God se Gees. En ons sien hierdie ding baie. Dink aan die lewe van Petrus. Ek hou so baie van Petrus, so eerlike jong man gewees. Toe die Here Jesus vir sy disippels sê dat hulle hom gaan verlaat, wat sê hy? Al sal almal ook aanstoot neem. Ek sal nooit aanstoot neem. Hoor julle die selfvertroue daar in Petrus? Sien julle die vergelyking, hulle en ek? Sien julle die trots wat hy in sy hart koester? Hy sê eintlik, Here, hulle gaan val. Maar ek is okay. En binne enkele ure, toe slaap hy toe hy moes gebid het. Enkele ure vlug hy in vrees. Verloon hy die Here Jesus 3 keer, selfs met vloeke. Wat het gebeur? Petrus het sy eie hart onderskat. Hy het die krag van die vlees onderskat. Hy het gedink sy liefde vir Jesus was genoeg om hom staande te hou, maar Jesus het reeds gesê in Matteus 26 vers 41, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En dit is die waarheid van elke liewe kind van die Here. Daar is opregte begeertes om die Here te dien, maar daar is ook 'n swakheid hier in ons vlees. En dit leer ons, en God laat soms self sy kinders struikel om hulle te leer dat sonder Christus kan julle niks doen nie. Geliefde, selfvertroue is gevaarlik omdat dit gebed doodmaak. As ek op myself vertrou, dan bid ek nie meer nie. Selfvertroue is gevaarlik want daardie selfvertroue maak my afhanklikheid teenoor God minder. My waaksaamheid verswak want ek kan mos en ek sal sonde onderskat. Maar jy sien, 'n mens wat selfversekerd raak, begin dink ek hoef nie so ernstig te bid nie. Mens wat selfversekerd is, sê ek hoef nie versigtig te leef nie. Ek kan kompromieë hanteer. Ek sal nie beïnvloed word nie, maar die vlees speel nie speletjies nie. Glad en al nie. Sonde beloof altyd beheer, maar bring uiteindelik slawerny. Dis die groot waarskuwing wat Paulus gee, 1 Korintiërs 10 vers 12. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Die sterkste Christen is gewoonlik nie die wat die meeste selfvertroue het nie, maar die wat die diepste afhanklikheid van God het. Mense wat geestelik groei, raak dikwels meer en meer bewus van hulle swakheid en nie minder van hulle swakheid nie. En hoe nader iemand aan God leef, hoe meer besef hy hoe maklik die hart kan afdwaal, hoe subtiel trots werk, hoe afhanklik hy van genade is. Weer eens wil ek net verwys na Paulus. Die apostels van die apostels, die prediker van alle predikers, 'n man vol openbaringe en 'n man deur God gebruik op buitengewone maniere, en tog sê hy in 1 Korintiërs 9 vers 27, ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees. Paulus het verstaan dat niemand groei ooit bo die behoefte van waaksaamheid. Daarom is die oplossing vir die vlees nie selfverbetering nie, maar 'n lewe van voortdurende afhanklikheid van die Gees. Ek herinner u, Paulus het gesê, wandel deur die Gees. Hy praat van 'n voortdurende gemeenskap met God, daaglikse oorgawe, 'n lewe van gebed, gehoorsaamheid aan die woord, sensitiwiteit vir die leiding van die Gees. Daardie woord wandel spreek van 'n leefwyse. Dit beteken dat ek is nie net 'n Christen omdat ek Sondag kerk toe kom nie. Dis nie net emosionele oomblikke nie, maar 'n voortdurende daaglikse afhanklikheid van die Here. Die Christen wat veilig wandel is die een wat sê ek is sterk, maar die een wat sê Here, sonder U gaan ek val. Het jy al by so 'n besluit of besef gekom? Die waarheid van Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen.
Daar's iets baie gesond aan 'n kind van die Here wat sy eie swakheid ken. Nie om in vrees te lewe nie, maar uit afhanklikheid. En die evangelie leer ons dat ons staan nie uit ons eie krag nie, ons staan deur genade. En dis die wonder van die evangelie. God gee nie net bevele nie, hy gee sy gees. Die Heilige Gees versterk ons teen versoeking. Hy oortuig ons van sonde. Hy herinner ons aan die woord en hy rig ons oë op Christus. Ware heiligmaking is nie kyk hoe sterk is ek nie. Ware heiligmaking sê kyk hoe getrou is Christus om 'n swak mens deur sy gees te dra. Geliefdes, het u al besef hoe swak u is? Het u dit al besef? Het jy al besef hoe maklik jou hart kan afdwaal? Het jy al besef hoe maklik jy aan val kan kom? Dis tyd om hierdie self te los, soos daai Teddy, te los en die gees van God aan te neem. Nie in my krag nie, maar altyd deur in sy krag. Die laaste gedagte wat ons moet hanteer is die noodsaaklikheid van die oorgawe. Hy sê in vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So nadat Paulus die werklikheid van die oorlog binne die Christen beskryf het, gee hy nie 'n ingewikkelde formule vir oorwinning nie. Hy sê eenvoudig, word deur die Gees gelei. En dis die hart van heiligmaking. Die Christenlewe gaan nie bloot daaroor om sonde te vermy nie. Dit gaan daaroor om onder die beheer van die Heilige Gees te leef. En dit vereis, geliefdes, dit vereis oorgawe. Want baie mense wil graag die voordele van Christus hê. Ons wil die vrede hê, ons wil die vergifnis hê, ons wil die hemel hê, ons wil die seën hê, ons wil die krag hê, maar wil steeds beheer hou van my alledaagse lewe. Ek wil hê Jesus moet my verlosser wees, maar hy moenie Here van my lewe wees nie. Liefdes, die evangelie roep ons nie net om Jesus te ontvang nie. Dit roep ons om voor hom te buig. En die probleem met die vlees is die vlees wil self regeer. Van die begin af. Van die begin af. Dit is hoe die slang vir Eva gevang het. Om vir haar te gesê, julle sal soos God wees. Hoek, line en sinker. Val sy daarvoor. Dis die vlees wat self wil besluit, wat self wil beheer, wat my eie koning wil wees. Maar die Christenlewe, heiligmaking begin wanneer my selfheerskappy eindig. Daarom gebruik Paulus die woord gelei. Hy praat nie van 'n eenmalige emosionele ervaring nie, of 'n vinnige geestelike hoogtepunt nie, of een of ander tydelike besluit nie. Gelei spreek van voortdurende beweging, daaglikse afhanklikheid, 'n leefwyse, 'n pad wat dag vir dag gestap word. Elke dag moet die Christen weer sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Elke dag moet ons sê, lei U my, Here, regeer U in my, ek gee my U aan, ek gee myself aan U oor. Heiligmaking gebeur nie outomaties nie. Wedergeboorte is 'n wonderwerk van God en ja, die Heilige Gees kom woon binne die gelowige, maar die skrif roep die Christen voortdurend tot gehoorsaamheid, tot oorgawe en tot die sterwe aan diself. Dis dan die Here Jesus gesê het in Lukas hoofstuk 9 en hy sê aan almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis een keer 'n week opneem en my volg. Né? Hy moet homself verloon, sy kruis op 'n Sondag opneem en my volg. Nee, elke liewe dag. En dit is die taal van oorgawe. Die probleem is, ons wil dikwels net genoeg van God hê om ons gewete rustig te maak, maar nie genoeg dat hy totaal en al van my lewe regeer nie. Dis hoekom, geliefdes, ons net vir God Sondag gee. Dis hoekom, geliefdes, ons net sekere areas en sekere gewoontes gee, maar ons hou baie kamertjies. Hier in ons hart hou ons gesluit. Geliefdes, die Heilige Gees deel nie beheer nie. En hy deel veral nie met die vlees nie. Hy roep ons nie tot 'n gedeeltelike oorgawe nie, hy roep ons tot 'n totale oorgawe.
Dink byvoorbeeld aan Abraham, toe die Here hom roep, toe moes hy sy land verlaat, sy veiligheid los, sy eie planne neerlê en leer hoe om op God te vertrou. En dis wat oorgawe beteken, om jou eie planne neer te lê, om jou trots prys te gee, om sonde oop te breek, beheer oor te gee en God te vertrou, selfs wanneer dit baie ongemaklik is. Baie mense hak geestelik daar vas. Nie omdat God nie kragtig genoeg is nie, maar omdat hulle nooit werklik oorgegee het. Hulle wil die Gees hê sonder gehoorsaamheid. Hulle wil oorwinning hê sonder 'n sterwe aan diself. Hulle wil vervulling hê sonder heiligheid, maar daar is geen geesvervulde lewe sonder enige oorgawe. Die Heilige Gees vul nie 'n lewe wat hardnekkig aan sonde vasklou nie. En weer eens gaan ek sê, dit beteken nie jy word perfek nie. Dit beteken nie daar sal nooit weer stryd wees nie, maar dit beteken dat die rigting van jou lewe begin verander. Jy begin sonde haat. Jy begin gehoorsaamheid begeer. Jy begin sensitief raak vir die stem van die Gees en vinnig terugkeer in bekering wanneer jy val. Oorgawe, geliefdes, is nie passiwiteit nie. Dis nie laat gaan en laat God nie. Dit is waar ek bid, dis waar ek waak, dis waar ek gehoorsaam, dis waar ek veg teen sonde en dis waar ek my hart vul met God se woord. En ek doen dit alles in afhanklikheid van die Gees. Want uiteindelik is heiligmaking nie bloot 'n menslike inspanning nie. Dit is God wat werk in 'n oorgegewe lewe. Filippense 2 vers 13. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Wat 'n wonder dat God los ons nie alleen om onsself te verander nie. Die Heilige Gees gee nuwe begeertes, versterk gehoorsaamheid, bring oortuiging en vorm ons tot Christus. Maar die vraag is jou lewe werklik oorgegee? Baie mense wil hê dat God hulle probleme moet oplos, maar hulle wil nie hê dat God op die troon moet gaan sit nie. En die diepste probleem van die mens is nie net die sonde nie, dit is die heerskappy. En ek vra, liewe mens, wie sit op die troon van jou lewe vanmôre? Is dit jy? Sit jy nog op jou eie troon? Of het Christus al kom oorneem? Dis waarom ware heiligmaking altyd begin, nie net met Here red my nie, maar Here regeer my. En dis dalk die grootste behoefte, nie nog kennis nie, nie nog emosie nie, maar ware oorgawe aan die Heilige Gees. Want die Christenlewe word nie oorwen deur mense wat hulle self beheer nie, maar deur mense wat hulle self aan God oorgee. Geliefdes, die Christenlewe, die kind van God lewe, die weergebore lewe is nie 'n speelgrond nie. Dis 'n slagveld. Daar's 'n oorlog tussen vlees en gees. Elke dag gaan die vlees ons een kant toe trek en die gees ons na 'n ander kant toe. Maar die goeie nuus van die evangelie is, God los ons nie alleen in die oorlog nie. Die Heilige Gees woon in elke ware weergebore kind van God om hom te lei, te oortuig, te versterk, te verander. Die vraag is net, wie regeer jou lewe? Geliefdes, as u gered is, as u die getuienis het van wedergeboorte, wees eerlik met jouself en erken dat daar is 'n oorlog en 'n stryd binne jou. Erken dit. Om dit te erken maak ons nie swak nie. Dit maak ons nie nutteloos nie. Dit is nie iets om oor skaam te wees nie. Ons kan dit erken. Erken dit. Maar in dieselfde opsig moet ons ook eerlik vir onsself vra, wat voed ek in hierdie tyd? Wie is besig om te wen? Is die vlees besig om te wen? Of is die gees besig om te wen? Onder wie se leiding leef u vanmôre? Onder die leiding van die vlees of onder die leiding van die gees? Geliefdes, heiligmaking begin wanneer ons ophou maak asof daar nie 'n oorlog is nie. Daar is 'n oorlog. Ons moet dit hanteer.
En vanaand gaan ons praat oor hoe om die self te kruisig. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, in baie plekke is dit die moeilikste plek om by eerlikheid uit te kom. Die eerlikheid van my eie toestand, die eerlikheid van waar ek myself bevind, die eerlikheid, Here, in die sin van wat werklik hier aan die binnekant van my aangaan. En dit is so, Here, dat ons verstaan dit nie altyd nie. Ons verstaan nie hierdie oorlog tussen vlees en gees nie. Ons verstaan nie hierdie tougetrekkery tussen die een en die ander een nie. Maar dankie, Here, dat ons nie alleen is nie. Dankie, Here, dat U trooster gestuur het om ons te lei. En nou, Here, staan ons voor 'n kruispunt. Ja, Here, ons het waarlik 'n keuse om te maak. Ons moet vir onsself nou kies. Ons weet waar ons onsself voor U bevind. Ons sien dit alles raak. Here, sal ons in hierdie oggend eerlik wees. Eerlik met onsself. Eerlik, Here, terwyl U Gees die oortuigingswerk doen, is ons gered of nie? Het ek al daardie oorgawe gemaak? Het ek die Here Jesus waarlik al ontmoet? En as kind van die Here, mag ons eerlik wees oor wie ons lewens regeer. Dank is ons nog so bietjie meer getrou aan die vlees as aan die gees. Maar Here Jesus, sal U ons asseblief kom help. Ons weer is deur U krag dat ons losgemaak word van hierdie dinge. Here, dat ons in hierdie Pinkstertyd nader en nader verder op ons pad met U sal beweeg. Here, dat dit waarlik altyd deur sal strek tot eer en verheerliking van U. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns. Dankie, Here, dat ons dit alles by U voete kan kom neerlaat. Die blye wete daarin gerig dat U wat die goeie werk begin het, U sal dit ook so volëindig tot op die dag van verlossing. Amen.